Goeiemôre, dit is Vrydagoggend, 17 Oktober 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Durban, eens een van ons mooiste hawestede, pragtige plek, wonderlik om vakansie te hou, vrolikheid was aan die orde van die dag, die Golden Mile, en dan die hawe. Die hawe wat eens een van die mees effektiefste hawens in Afrika was, wat die grootste hoeveelhede van Suid-Afrika se invoere en uitvoere bedryf het met sukses, is tans heel laaste op die Wêreldbank se hawe ranglys, heel laaste. En kort op die hake, tweede laaste is die Kuga hawe, daar naby Port Elizabeth, met Port Elizabeth en Kaapstad, ook nie ver daarvan af verwyder nie, as gevolg van ondoeltreffendheid, onbetroubaarheid, toerusting lê stukkend, word nie herstel nie, rekenaarstelsels is verouderd, miljarde rande word verloor as gevolg van hierdie oneffektiewe uitvoere en invoere. Vragskepe probeer Suid-Afrika se hawens vermy, vra bo-gemiddelde pryse as hulle wel die land inkom of moet aandoen. En dit alles as gevolg van 'n gebrek aan kundigheid, die wil om effektief te wees en die feit dat dit alles deel van 'n politieke spel geraak het. So Durban hawe is gone. En so ook die ander hawens. Terselfdertyd is hulle baie lief om te praat van dis apartheid se skuld, dis kolonialisme se skuld, en oningeligte, ongeleerde mense gaan uit die aard van die saak na 31 jaar hierdie stories glo. Maar kom ons kyk net 'n bietjie. Hoe lyk dit nou in die middestad van Durban? Nou dis Durban mense wat eens op 'n tyd baie effektief was. Ek vermoed van hierdie beeldmateriaal was vroeër geneem, alhoewel die persoon reken dit is presies wat die situasie nou daar in Durban is. Weet nie wie hierdie video geneem het nie, maar soos julle kan sien, die strate is vuil en verwaarloos. Maar dit mos alles apartheid en kolonialisme se skuld. En dan kyk ons na wat sê hierdie vrou uit Afrika uit. When it comes to the colonialism part, I'm thinking to myself, if colonialism was actually the reason why, then how do you explain to me nations like Singapore were as poor, if not more poor than most African nations during the time most of us were getting our independence in the late 50s, early 60s? Singapore has managed in 60 plus years go from being a poor nation that was colonized to now being richer per GDP capita than its colonizer, Great Britain. How do you explain that? And conversely, and in the same vein, how do you explain a nation like Ethiopia that never has been colonized in Africa, never has been colonized, and Ethiopia is also among the poor nations of the world? As a matter of fact, for the longest time, Ethiopia was the poster child of poverty in Africa. So you're showing this kid nothing on the bones, like bare bones almost, and basically waiting to die, with flies around his eyes and all of that stuff. So if that was the case, how do you explain these situations to me? How? When it comes to the colonial... En wat sy sê daar is eintlik baie belangrik vir ons almal om in gedagte te hou. Dit kom daarop neer dat sy sê dat as kolonialisme dan so sleg was, hoe kon 'n land so Singapore, wat deur Brittanje gekolonialiseer was, hoe kon hy uitstyg
tot een van die grootste, welvarendste, duurste stede nou ter wêreld. En hoekom 'n land soos Ethiopië wat nooit gekolonialiseer is nie, nog altyd so agteruit gegaan het. Ons onthou die dae van Haile Selassie, die leier daar van Ethiopië, hongersnood en alles wat daarmee saamgaan. En daar was amper 'n soort van 'n stigma en baie grappe oor gemaak oor Ethiopië. En die vrou vra tereg, is dit nie 'n probleem van leierskap in Afrika veel eerder as die feit dat dit gekolonialiseer was nie? Want as Suid-Afrika nooit gekolonialiseer was nie, dan sou hier waarskynlik nooit paaie gewees het nie, geboue gewees het en wat daarmee saamgaan nie. Inteendeel sou dit baie verder agteruit gegaan het. En nou ja, nou word apartheid geblameer en ons weet dat BEE is ingestel om nou die sogenaamde regstellings te maak vir historiese ongelykhede. En hierdie is vir my 'n baie goeie bord wat ek gister, of 'n foto wat ek gister in die hande gekry het. En daar staan, if BEE worked, why is unemployment at record highs? If BEE worked, why is employment at record highs? Want as BEE gewerk het, dan moes daar mos nou meer werk, meer sukses, meer groei in Suid-Afrika gehad het. Maar apartheid word blameer. Dan moet ons onsself vra. The presidency is ANC, the judiciary is ANC, the police is ANC, the criminals are members of the ANC, yet we expect the ANC to arrest itself. We are daydreaming en niks gaan verander nie. Vergeleke, hoe het dit gelyk voor jare in Durban aan die regterkant, die foto daar, die twee foto's waarop die verbode Suid-Afrikaanse vlaggie aangebring is in die tyd van apartheid en links in verdagse ANC tyd. En kyk hoe lyk die strate aan die onderkant van die eens pragtige stad. En ons is geneig om te vergeet van hoe dit was, vergeet hoe dit verval het. Dis asof ons hiermee saam lewe, maar nie net dit nie. Ons aanvaar dit. Ons is bereid om dit te aanvaar. En die vraag is, kan dit omgedraai word? En die antwoord is definitief nee. Ongeag wie vir jou wat sê, hierdie ding is nie omdraaibaar nie. Die ANC het die land verwoes, vernietig. En dit is goed as mense die vrae begin vra oor hoekom is Singapore dan so suksesvol en hoekom is Suid-Afrika onsuksesvol? En om daar dieselfde rede kan jy eintlik vra, hoekom is alle Afrika lande, suidelike, suid van die ewenaar, sentraal, suidelike Afrika, hoekom is hulle almal so onsuksesvol? Waarom wil almal gegee en gevoed word, terwyl ons op die beste landbougrond ter wêreld sit, en dan praat ek nie van Suid-Afrika nie, ek praat van hoër op in Afrika, regtig baie produktiewe landbougrond, en tog kan die mense hulle self nie voed nie. Kan hulle self nie werklik regeer nie, en het hulle die lande bankrot gesteel. En daarom sal slegs 'n tweede fase van oordeelkundige kolonialisme sal Afrika kan laat herstel. Afrika op sy eie
met Afrika leiers sal en kan nooit herstel nie. Maar as ons kyk hoe het Suid-Afrika gelyk voor 1994 en hoe lyk hy vandag? Hoe suksesvol en effektief die hawens, die treinspoornetwerke en alles daarmee saam was, teenoor hoe vervalle, onbetroubaar en is dit nie vandag nie. In vandag se tyd. Ons moet bewus wees van daardie agteruitgang en ons moet aanvaar dat daardie agteruitgang sal voortgaan tot dinge totaal en al skeefloop in Suid-Afrika. 'n Mens wil so graag iets moois wys, suksesverhale, maar daar is nie. Daar is suksesverhale net in die private sektor, maar nie in die openbare sektor nie. Daar waar privaat inisiatief en geld betrokke is, daar sien jy groei, daar sien jy vooruitgang. Ek het gister gesien van 'n skool wat gebou moes word en 18 miljoen is uitbetaal en al wat daar is fondasies en 'n klomp sinkplate en sakke sement wat al vir 2-3 jaar in die reën en die son lê. Maar waar is die verantwoordelikheid? Waar is die verantwoording doen? Die aanspreeklikheid? Wie moet pa staan daarvoor? Wie moet tot verantwoording geroep word daarvoor? En daar's net een antwoord, die ANC. Ons moet na onsself begin kyk. Ons moet gereed maak. Ons moet reg wees. Dinge gaan slegter raak. Vinnig slegter raak. En dan is dit in ons hande oor hoe die pad vorentoe lyk. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie. Geniet die naweek en ek is dan maandagoggend weer terug by julle. Mooi loop. Lekker dag.